Goeiemôre geliefdes en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Saterdagoggend. Ja, baie besige Saterdag wat vir ons voorlê. Ons gaan na Howick gemeente daar by Maryville se bazaar. So as jy in daai omgewing is, gaan maak 'n draai, gaan sê hallo, ons van Wene af verkoop ons vleis daar. En dan vanaand is die spitete in Mooirivier ook baie kosbaar en dit gaan baie lekker kuier wees. Hier in Wenen self is dit nog donker. Ons internet werk nou al van gister af nie, so ek sal iewers deur die dag 'n manier kry om hierdie boodskap dalk uit te stuur. So as jy dit nou laat kry vandag, weet nou die internet wou nou nie met ons heeltemal saamwerk nie. Maar ons gaan nie laat dit ons afsit nie. Ons is by Lukas 1 vanaf vers 5. In die tyd toe Herodes koning van Judea was daar 'n sekere priester uit die diensgroep van Abia met die naam Sagaria. Sy vrou was uit Aaron se nageslag en haar naam was Elisabeth. Hulle was albei regverdig in die oë van God en het onberispelik volgens al die gebooie en voorskrifte van die Here geleef. Hulle was kinderloos omdat Elisabeth onvrugbaar was en albei van hulle al op ver gevorderde leeftyd was. Toe Sagaria op 'n keer tydens sy diensgroep se beurt voor God se tempeldiens gedoen het, is hy volgens priesterlike gebruik deur die lot aangewys om die heiligdom van die Here binne te gaan en die wierookoffer te bring. En die hele menigte van die volk was besig om op die uur van die wierookoffer buite te bid. 'n Engel van die Here het toe aan hom verskyn en aan die regterkant van die wierookaltaar gestaan. Sagaria was ontstel toe hy hom sien en vrees het hom oorval. Maar die engel het vir hom gesê: Moenie bang wees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. Jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun in die lewe bring, en jy moet hom Johannes noem. Hy sal vir jou 'n bron van vreugde en blydskap wees, en baie mense sal bly wees oor sy geboorte. Inderdaad, hy sal groot wees in die oë van die Here. Hy sal glad nie wyn of ander gegiste drank drink nie, en hy sal reeds van voor sy geboorte af met die Heilige Gees vervul wees. Hy sal baie van die kinders van Israel na die Here hulle God laat terugkeer. Hy sal met die gees en krag van Elia voor die Here uitgaan, om die harte van vaders na hulle kinders terug te bring, en ongehoorsaames na die denkwyse van regverdiges, en so 'n goed toegeruste volk vir die Here voor te berei. Sagaria sê toe vir die engel: Hoe sal ek dit weet? Want ek is al oud en my vrou is al op ver gevorderde leeftyd. Daarop antwoord die engel hom: Ek is Gabriël, wat in die teenwoordigheid van God staan. Ek is gestuur om met jou te praat en hierdie goeie boodskap vir jou te bring, omdat ek sê vir jou, omdat jy my woorde, wat op 'n vasgestelde tyd in vervulling sal gaan, nie geglo het nie, sal jy stom wees. Jy sal nie kan praat nie, tot op die dag waarop hierdie dinge gebeur. Die volk het ondertussen vir Sagaria gestaan en wag, en was verbaas dat hy so lank in die heiligdom talm. Maar toe hy uitkom, kon hy nie met hulle praat nie. Hulle besef toe dat hy 'n visioen in die heiligdom gesien het. Hy het aanhoudend vir hulle beduie en stom gebly. Toe sy tempeldiens verby was, het hy huis toe gegaan. Hierna het sy vrou Elisabeth swanger geraak. Sy het haar 5 maande lank afgesonder en gesê: Dit is wat die Here in hierdie dae vir my gedoen het. Hy het na my omgesien, deur die minagting van die mense van my weg te neem. Jo, geliefdes, ons lees tot sover die pragtige gedeelte. Lukas plaas dit in die wêreldgeskiedenis. Hy sê dis in die tyd toe Herodes koning van Judea was. Hierdie was natuurlik Herodes die Grote. Hy was koning daar van 37 voor Christus tot 4 jaar voor Christus. En hy was ook 'n baie wrede koning. Maar daar was meer as een Herodes en eintlik was hulle almal maar wreed geweest, né? Dan sien ons Sagaria gaan in die
tempel in. Ons lees hy en Elisabeth was kinderloos. Dink gou, hoeveel keer in die Bybel het jy hierdie storie al gehoor? Hierdie egpaar wat kinderloos is, op gevorderde tyd al, hulle kan nie kinders hê nie, en dan kom gryp God in. En dan raak die vrou swanger. En dan het sy hierdie kind, wat 'n geweldige mooi rol en groot rol in die geskiedenis speel. En dit gebeur ook dan hier. En die baie mooi ding wat die engel weer 'n keer sê, moenie bang wees nie. Dan kom die belofte na Sagaria en hy glo nie hierdie belofte nie. Want hy vra vir die engel, hoe gaan ek nou weet dit is waar? En dan sê die engel, wel, omdat jy nie my woorde geglo het, jy gaan juist nie woorde kan gebruik totdat hierdie baba gebore is nie. En hierdie mooi belofte oor wat die kind gaan doen. En nou lees ons van Elia, en dit is die vervulling van die profesie wat sê dat Elia moet kom en Elia gaan 'n pad voorberei vir die Messias. Ook hierdie mooi ding wat sy vrou sê, nee, God het na my omgesien. God het na my omgesien en die minagting van die mense van my weggeneem. Die mense wat op haar neergesien het, omdat sy nie kan kinders hê nie. Veral in daardie tyd was dit baie erg, en God het haar raak gesien. Kom ons bid saam. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie gedeelte. Ja Here, ons is opgewonde oor die reis deur Lukas. Help ons om te besef, U sien mense raak. U beheer ook die wêreldgeskiedenis. En Here, as ons nou in 'n tyd leef waar die geskiedenis baie onseker is, die gebeur verskriklike goed in ons omgewing, dan vra ons dat U weer sal ingryp. U het hier iemand gestuur wat gemaak het dat baie mense terugkeer na hulle God toe. Ons vra, mag dit by ons ook gebeur. Mag ons terugkeer na U toe, Here, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.